Vader, ons loof U vanoggend vir U getrouheid. Dit is 'n goeie belydenis. My vertroue is in die Here. Luister na Psalm 56, dit sê, wanneer ek bang word, sal ek net op die Here vertrou. Ek sal hom prys, want in God is my vertroue. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Psalm 20 vers 8 sê, sommige mense vertrou op strydwaans, ander vertrou op perde, maar ek sal vertrou op die naam van die Here. En om op die Here te vertrou, beteken jy leun op hom, jy reik uit na hom vir hoop, vir hulp, vir sy bron, hy is die bron van alles. Die beste besluit wat ons as mens kan maak, elke dag, is om te sê, ek sal op die Here vertrou. So kom aan, draai na die persoon langs jou en sê, ek vertrou op die Here. Amen. Sê vir die persoon, jy lyk mooi vanoggend. Gee iemand 'n drukkie, as jy man of vrou is en jy nog 'n sweetie gekry het nie, nou is die tyd. Thanks worship team, that was amazing. Dankie Here. Wat 'n voorreg, prys die Here. So baie welkom almal, ek weet jy gaan die diens geniet, saam met ons, as ook die wonderlike geleentheid om al die moeders te bedank vir al hulle harde werk dwars deur die jaar. Amen. Okay, dankie Lava. Ja, van my kant af ook, baie gelukkige Moedersdag, Happy Mother's Day. Dit is vir ons so 'n lekker dag van die jaar, want die mamas doen so baie, dwars deur die hele jaar. En ek dink, baie voel in hulle harte om te sê, baie dankie, maar die woorde kom nie altyd uit nie. So vandag is die dag wat ons saam staan en sê, almal van julle, of jy nou 'n mamma is, want jy het jou eie kindertjies gehad, en of jy 'n mamma figuur is vir baie mense rondom jou, wil ons jou vandag van ons uit ons harte uit bedank, en sê baie dankie vir die liefde wat jy deel, so wonderlik deel, met almal in jou gesin, in jou wêreld, en ook in ons kerkfamilie. Happy Mother's Day. Thank you for faithfully sharing your love and serving everybody around. We love you, moms, and we honor you today. Ek wil hê Nina moet die binne kom staan asseblief. Nina, julle ken vir Nina al baie jare. Stom sommer hier voor by my asseblief Nina. Nina trek George toe. Sy het nou klaar haar graad gekry. Sy gaan in George 'n werk gekry. Nou, jou gawe om ons so te bedien het vir jare al, is so groot. Mag jy 'n goeie man vind wat eendag wil terugkom Kaap toe. En onthou net, ek trou jou. Ek gee nie om wie se dominee se kerk is en ek trou jou. Almal wat ek al getrou het sal weet, ek is erg om julle te trou en ek is erg om die kinders ook in te seën. So dankie vir wat jy gedoen het. Ek weet jy gaan met groot seën en ek weet die Here gaan voor jou en waar ook al jy jou plant in 'n gemeente daar, gaan soveel baat vind by jou gawe. Jy sing so mooi en baie dankie vir al jou liefde en al jou getroue. Steek uit jou hande na Nina, kom ons bid vir haar. Vader, ons stuur vir Nina met die seëning van die Here waar sy George toe trek, 'n nuwe fase van haar lewe, na haar grade by die universiteit waar sy begin werk, na studies. Wil ons die seën op haar vra. Seën haar om in te skakel waar ook al sy en wat sy ook al nodig het. En Here, dankie dat U vrede en U beskerming en U voorsiening en U krag net saam met haar elke dag gaan. En dankie vir die sprankele persoon. Dit wat sy so gesaai het in ons gemeente oor baie jare. Here, dankie dat U vir haar dubbel laat ontvang in Jesus naam. So ons seën haar. Ons gaan haar gereeld sien, maar ons seën haar in Jesus naam. Amen. Sê gou vir ons, wat gaan jy doen daarso? Ek gaan in 'n laboratorium werk. Ek gaan propagation, so micropropagation, waar jy plantjies basies omkiem in 'n gel wagie, I guess, en dan sny hom kleiner en kleiner en kleiner en dan propagate hom verder en dan plant jy hom uit. So ek is nie daar. Okay. Tot jy weer terugkom. Geef vir haar lekker hande klap. Baie dankie Nina. Jy is so groot seën in my lewe familie. Sjaak, jy moet nou om te sjaak. Kan jy vorentoe kom? Hulle sê ons agter elke suksesvolle man staan 'n verbaasde skoonma en 'n suksesvolle vrou. Sê ek. Ons wil sommer net vandag. Sjaak is mos nou die moeder
moeder aan ons gemeente. En ek dink sy het altyd soveel moeite om elke liewe persoon spesiaal te laat voel. Daar's min mense wat jou so spesiaal kan laat voel. So spesiaal. Sy op jou verjaarsdag, sy is die eerste een. Partykeer baie vroeg, maar sy is die eerste een wat jou geluk wens. En ons wil net vir jou as kerk. Ek het nie gesê dis nie dis vir jou ons. As kerk sê dankie. Dankie vir al die moeite en al die tyd en al die ek weet baie keer ten koste van jouself en jou gesin. En ons waardeer jou. Ons is baie lief vir jou. En ek glo Chris bederf jou vandag verskriklik baie. Ja, dankie. Dit vir die moeders. Ja, asseblief. Want dit is 'n voorreg vir my om my ma hier te hê. Sy vier haar 63ste moedersdag. So oud soos my oudste broer is. My vrou, die ma van my kinders hier te hê en my dogter met haar eerste moedersdag hier te hê. So ons is geseën. En ons is min kerke wat nie net 'n pa storie het nie, maar ons het ook 'n ma storie. So, kom ons maak dit oor toe. Dankie Here dat U moeders in ons lewe geplaas het. Here, want in hulle sien ons U onvoorwaardelike liefde. Ongeag wat foute ons maak, wat ons verkeerd doen, is 'n moeder altyd daar om te troos, om op te tel, om 'n pleister te plak. Here, ons wil vandag hulle voor U voete neer lê en sê, vertroos U hulle vandag. Lig U hulle op. Rig U hulle hande. Dankie dat ons U liefde deur hulle kan ervaar. Seën hulle vandag. En die res van die jaar en die lewe in Jesus naam. Amen. Dankie julle, dit was spesiaal. Baie dankie, dis so spesiaal. So wonderful. Welcome to Mother's Day. Today in this hall, as we celebrate every mom, I want to say Happy Mother's Day. Thank you for your love and your work and your dedication. You are such a blessing. En die wêreld sou nooit dieselfde gewees het as dit nie vir ma's was nie. Amen. Elke ma. So in this hall today, although we celebrate Mother's Day, we have many different mothers. We have biological moms, we have stepmoms, we have adoptive moms, we have many spiritual moms, we have single moms, there are foster moms, there are grandmothers and great-grandmothers. There's even mothers-in-law, praise die Here vir hulle. En dan is daar moeders wat hoopvol is. En dis my tema vandag. Ek gaan bedien oor moeders wat hoop gee. En dit is so waar. As jy dink na jou lewe, jou ma se invloed op jou lewe, wat sy grootliks gebring het was hoop. Amen. En ons is so dankbaar vir elke ma wat daai hoop met ons kan deel. And we will study what the Bible says about this hope. Before we do that, I want to show you something very special that Michelle and I looked at last night. But just to encourage you, because many times in life, it is not only roses and beautiful lawns. There's many challenges in life, especially a mom, not just to work, but also to be there for a family, also to look out for the family, for every child, everyone that is part of her family. Her heart goes out so much further than just for her own life. Amen. So kyk na hierdie kosbare woorde en dan sal ons voortgaan. I have a drinking glass from Target. You can get 5 for $10. And I have a crystal wine glass. This drinking glass and this wine glass start off with the same basic materials. And I'm not going to bore you with what they are. They are subjected to the exact same heat and intensity. But along the way, this crystal glass has things added to it so that it will shape to the craftsman's hand easier, so that it will be formed with greater precision. It's not weaker. The elements are the same strength, but this one is more sensitive because of what's been added to it. I think there are a lot of women in the body of Christ who have had things added to your life that you did not expect. You did not expect to parent a child with special needs, but you're here. You did not expect to be a single mother, but you are here. You did not expect to get a report from a doctor that tells you that you are going to have a changed life, but you are here. And those things that have been added to your life have not made you weaker.
or any less valuable. They have just made you more sensitive. They have made you more pliable, and they have made you more precious. And here's the deal. Both of these vessels are beautiful in their own way. But this vessel and this vessel has a song. This vessel has resonance because of what was added to it and the way it was shaped and the sensitivity that it possesses to the environment around it. This vessel has a song that this vessel will never know. Dit is goed nie, dit is so waar nie. En dit laat my dink op Psalm 40 vers 3, die woord sê daar, that you have put a new song in my mouth, a hymn of praise unto my God. So even in the hardship of life, doing the tough things, going through pain and suffering as a mom, it puts a new song in your life. It makes you stronger. En kyk net na 'n moeder. 'n Moeders wat deur die meele van die lewe gegaan het, hoe stabiel hulle is, hoe geestelik sterk hulle is, hoe mooi hulle is. And we also have today in our midst grieving moms. And I want to say to you, God knows about your grief. God knows about your pain. God will see you through, and your pain will become a song unto Him. Amen. So hold on. Never let go of hope. Know that God is at work, you are precious, and He will see you through. So fantasties, as gevolg van mamas, wat hier is ons hier. Jy besef dat sonder 'n ma, het ons nie eens hierdie aarde geloop nie. So dank die Here vir ons ma's wat daar is. Ma's is die samelewing se pilaar, se stabiliteit. Ma's bring hoop, nie net vir 'n gemeenskap nie, maar ook vir 'n familie. En prys die Here vir elke mamma wat deel is van ons lewens. Dit is fantasties om 'n voorreg om vandag elke ma te kan vier en dankie te kan sê vir julle toewyding en julle liefde aan julle kinders en gemeenskap. Ons dank die Here aan julle onselfsiglike diens, al daai kos wat gemaak moet word, die huis wat altyd netjies is, elke dag se diens. En ons sê dankie daarvoor. En moet nooit ophou nie, want groot is jou eer en groot is jou prys wat jy eendag by die Here gaan ontvang. Ons lewens is geseën as gevolg van moeders. Die wêreld is 'n beter plek as gevolg van moeders. En niemand het 'n groter invloed wat die Here gegee het as 'n moeder op iemand, 'n kind se lewe nie. Is dit nie waar nie? Dit is 'n deur, 'n weg tot invloed. A mother is a figure, a person that will raise the next generation, that will guide the next generation, that will also bring provision. And all of this role is fulfilled in unconditional love. Isn't that amazing? And as I said, it's not just biological, but also if you're connected in relationship to any person that you raise, you're a mom in that person's life. The role of a mom will always be very important. Very significant. As jy vandag 'n ma is in die jong 20s, of 'n ma is, of 'n ouma grootjie is van 95, het jy 'n belangrike rol. Dis waarom jy nog steeds op aarde is. Want die rol wat jy vervul in die lewens van mense om jou is so groot en so kosbaar. En hoe die Here dan deur jou werk om daai rol te vervul, om uit te reik na mense elke dag, is jou roeping. Solank ons in die oggend wakker word, 'n ma en asemhaal, moet jy weet dat God het nog 'n doel met jou lewe. Jy is so kosbaar, jy is so waardevol vir hom, hy het 'n doel met jou lewe. Paulus skryf aan die kerk van die Tessalonisense en hy sê dit so mooi om hulle te bedank. En toe dink ek aan 'n ma, om vir oggend die ma's te bedank en hoe die woord hoop daarin vasgevang word. 1 Tessalonisense 1 vers 3 sê die volgende. He says, for today we remember before God your work. We remember your faith. We remember your labor. We remember your love and even your endurance, inspired by hope because you believe in Jesus Christ. So, dit is hoop in elke ma wat aan ons hierdie hoop gee vir die dag waarin ons staan.
maas kry hoop van die Here af en hulle deel daai hoop uit elke dag waar hulle beweeg. Onder hulle familie, onder hulle vriende, by die werk, in die gemeenskap, die bure. Dit is dit, jy as ma is 'n draer van hoop en dis wat die Here ons voor jou voorroep. So daai hoop raak elke dag al daai mense om jou aan. Hope is to trust and to lean on God. Hope and faith is so close together. Hope is stronger even in the face of circumstances. Even if the outcome is not guaranteed, you will find that mothers in hope are those that will give hope. You see, when you give hope as a mom, you give confidence to your family. You give joy to your family. Dis so waar. Daai selfvertroue, want ek het 'n ma wat hoop uitdeel. Daai ek geniet die lewe, ek is dankbaar vir wat die Here in my lewe doen, is as gevolg wat deur 'n ma daai hoop vloei. So die impak wat julle as ouers, as moeders bring vir jou kinders, jou familie, jou gemeenskap, het ver gevolge en geweldige groot ewigheidswaarde. Biblical hope is not just uncertain wishful thinking. Biblical hope will anchor the soul of a person. It will anchor a family. It will bring stability to those around us. Because of mothers, that is the carrier of hope, what we see is stable lives. What we experience is joy and peace. All because of moms giving hope. In the face of suffering, moms are rooted in Christ. They are strong in their faith. They are stable. And because of that, we have hope. In Romeine 15 vers 13 sê die woord, he says, may the God of hope, this is our main scripture. So we see that God is the source of all hope. God is the giver of hope. Scripture says, may the God of hope fill you with joy and peace. Saam met hoop kom altyd vreugde en vrede. Hou vas aan hoop, dan gaan jy altyd vreugde en vrede in jou lewe ervaar. And that's what it says. May the God of all hope fill you, and I pray this over every mom today, with joy and peace. Look at this, as you trust in Him. Dis die sleutel om te vertrou. Onthou ons aanbidding in die verse daarna, vertrou op die Here. Wanneer ons vertrou, skep dit hoop. Kyk wat sê die res van daai vers. As you trust in Him, your hope will overflow by the power and the help of the Holy Spirit. So elke ma kry haar hoop van die Here en dit vloei deur haar oorvloed, overflow na die oma. Amen. So die grootste geskenk wat elke ma kan gee vir haar familie is daai hoop vir elke dag wat sy bring. Moedersdag bring hoop. Want 'n moeder se hoop is in die Here. Jeremia 17 vers 7 sê, geseënd is die een wat sy vertroue in die Here sit. So elke ma is geseënd omdat sy haar vertroue en haar hoop in die Here sit en dit aan ons gee. Ek dink so aan Tannie Marie Smit in haar begrafnisdiens so rukkie gelede. Die groot impak wat sy in haar familie gehad het. Sy het 'n groot familie gehad. Sy het haar kinders, met die skoonkinders wat getrou is in, kleinkinders en agterkleinkinders, het sy 'n direkte familie van 30. En Tannie Marie was toegewy om elke dag vir elke familielid 30 op die naam te bid en voor die Here in te tree. Dit net hoe lank het dit haar geneem om so toegewy elke dag vir haar familie te bid. En dis wat baie van haar kinders en kleinkinders op haar begrafnisdiens oor gepraat het. Wie gaan nou vir ons bid, het baie gesê, maar daar sal 'n moeder wees wat vir jou bid. En as gevolg van haar toewyding, draer van hoop, was haar geloof in die Here, want sy het geweet, net soos die woord sê in Jeremia 17, geseënd is elkeen wat sy vertroue op die Here sit. Het sy na die Here gedraai, nie net namens haarself nie, maar ook haar kinders en haar familie na die Here gebring. En as gevolg van dit, dat sy die bron van hoop in aanraking mee gekom het hoop deur haar gevloei na haar kinders toe. God se koninkryks hoop is so sterk dat dit sal
alles wat ons ooit nodig het in ons lewens, God se voorsiening na ons toe bring. Amen. So ons moet nooit ons hoop verloor nie. Ons moet nooit van hierdie hoop laat gaan nie. 'n Ma se hoop maak in haar familie die volgende, dat dinge vir haar kinders moontlik is. Dat hulle kinders positief uitsien na die dag van môre, na hulle toekoms, ten spyte van al die uitdagings. 'n Ma se hoop maak ook dat kinders en 'n familie, dat daar genot en geniet in die huis is. Ek geniet familie, ek geniet wat ek elke dag doen, ek geniet om 'n nuwe dag aan te pak. Dit is alles die vrug van hoop, wat deur 'n ma vloei na haar familie, en hoop maak dat ons uitsien na die dag van môre, wat nog daar voor ons lê. Hoop het die vermoë om in moeilike omstandighede altyd 'n uitweg te vind, want hoop hou nie opgee nie. En weer die Bybel sê, daar's 'n plek wat sê, dat hoop sal nooit teleurstel nie. En dis hoe sterk hoop is. Hoop deur 'n moeder wat lief is, toegewyd is in haar familie, is absoluut die krag van vrylating van God se gawe van geloof wat in en deur sy koninkryk deur mense vloei. Amen. So hoop bring 'n beter lewe. Hoop werk op sy beste wanneer daar baie uitdagings is. As daar nie uitdagings en hartseer is nie, dan hoop ons mos nie. Maar wanneer ons hoop is, wanneer ons graag 'n voorsiening wil hê, graag 'n deurbraak wil hê, en dis juis hoe God die koninkryk ontwerp het, in hoop wat van hom kom, sodat ons in geloof ook aan kan staan. Want geloof en hoop werk hand aan hand. Die al twee is geweldig belangrik. Jesus sê die volgende in Johannes 16:33, hy sê, in hierdie wêreld sal julle baie uitdagings hê. Die een vertaling sê, daar sal baie probleme wees, maar hy sê, hou goeie moed. Met ander woorde, hou goeie hoop, hou vas aan hoop, want hy sê, ek het die wêreld oorwin. Die vlak wat na ons moet kyk in ons lewens elke dag, is hoop. Hoe hoog is daai hoop wat jy aan vashou? Daai hoop wat die Here gee. Hope is not just an emotional feeling. Hope is a gift from God. It's a kingdom gift. Hope gives us the ability to move forward. Hope is a kingdom benefit for the kingdom children of God. En die Here wil graag hê ons moet die volheid van hierdie hoop gebruik elke dag. Feelings will tell you that it's over. There's no hope. But hope will say all things are possible, because with God all things are possible. So, dit maak nie saak wat die natuur sê nie. Wanneer jy in geloof uitreik na die Here en in hoop bly staan, sien die Here daai geloof en die Here sal jou eer. Dit draai nie altyd presies uit soos wat ons vra nie, maar as jy terugkyk op jou lewe, dan sien jy die Here se perfekte hand, perfekte leiding, perfekte rigting het ons gebring tot waar ons is en alles gaan goed. Amen. Dis hoe goed die Here is. Ons vertrou hom ten spyte van al hierdie dinge. Because of hope, we can stay positive every day and be thankful and have gratitude for every day. I'm a very practical person. How can I practice hope? En daar's so 'n paar praktiese dinge wat ek opgelees het wat vir my so mooi was. Die eerste ding is om stabiel te bly, kalm te bly. Kyk na 'n ma, kyk na 'n ouma grootjie. Die wêreld kan om hulle in mekaar val, maar hulle bly kalm, hulle bly stabiel. Waarom? Want hulle weet deur die jare van die lewe, die Here was getrou. Kyk waar is ek nou? Niks gaan my onstabiel of laat skud nie. Deur hulle ervaring. As 'n ouma, 'n moeder van haar 80s, 90s, deur haar lewenservarings, bly sy kalm, bly sy stabiel. Sy laat nie toe dat omstandighede op en af om haar lewe affekteer nie. En weet wat is dit? Dit is die uitwerking van hoop. Wanneer ons stabiel bly en kalm bly, dan is hoop aan die werk in en deur ons. En dit is so belangrik. Dit is soos die Here. The Bible says God is the same yesterday, today and forever. He is stable. So let us remain stable. Ek sê altyd as jy slegte nuus kry,
die Here het van dit geweet lang voor ek daarvan geweet het. So bly kalm, dis die eerste stap. Bly kalm en hoop sal altyd werk. Hebreërs 6 vers 19 sê die volgende: We have this hope as an anchor for the soul, and it will cause us to be firm and secure. In other words, stability. Hope is the anchor for the soul. Daar's baie uitdagings en daar's baie druk in die moderne lewe waar ons leef. Maar om te bly hoop is wat die Here wil hê ons moet hoor vanoggend. Isaiah 30 verse 15. In quietness, in other words, in calmness and in trust, that will be your strength. So 'n moeder is sterk, want sy staan in kalmte en vertroue en haar hoop staan altyd hoog in haar lewe. En daarom sê die Bybel, staan sy sterk. Amen. The second way to practice hope in one's life is through God's word. Psalm 119 says the following, verse 114, I have found hope in your word. For every challenge in life, there is a solution found in the word of God. If your hope levels are low, spend some time in the word of God. Read your Bible daily, and you will find hope for the soul. And hope will anchor things, and hope will provide and bring, by faith, things beyond the challenges that you face. Hope flows from the scripture. So always have God's word close to you. Vandag is dit so maklik, ons het baie apps op ons fone. As ek 'n tydjie het, dan is ek met my foon en ek is op die Bybel. So dit gee mens geleentheid om konstant die Here se woord te hoor. Want deur sy woord vloei hoop. En hy gee ons hoop in ons hart, hier binne, in ons siel, wat ons nodig het. The third way to practice hope is prayer. 1 Peter 5:7 says, cast all your cares upon the Lord, surrender to Him, how? Through prayer. Why? Because He cares for you. And I just love that. When you feel that there's challenges as a mom in the family, bring it to God in prayer. And you will find what you will experience. They will rise a new level of hope. Joy and peace will flood your soul. But keep the prayer, keep on bringing it to God in prayer. And the fourth way to keep our hope is to make sure that you keep your focus at the right place. It's so easy to focus on the challenges, on all the circumstances, on the bank balance. But you know, as children of God, we have a benefit, a tremendous advantage, that we can keep our eyes on Jesus. Daai Psalm sê, ek lig my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Van die Here wat hemel en aarde gemaak het. So as kinders van die Here kan ons in konstante hoop lewe, want ons kan altyd ons fokus en ons visie op die Here hou. Twee skrifte wat dit so mooi bevestig, Hebreërs 12 vers 2. He says, keep your eyes fixed on Jesus, because He is the beginning and the end of your faith. So when you feel things are falling apart, life is tough, all He has asked of us is just lift up, look higher, keep your eyes on Jesus. Keep your focus on Him. Listen to Colossians 3 verse 2. He says, keep your mind, what we think about, also our focus, on the things above, not on the earthly things. Because where Christ is, seated at the right hand of God, dit is waar ons hulp vandaan kom. So, waar fokus jy? Waar jy fokus, gaan bepaal hoeveel hoop jy dra. Amen. En as 'n ma weet ek, hulle is altyd eerste om uit te roep, net soos Tannie Marie, om vir haar familie daar te staan en voor die Here te pleit. So, fokus altyd, kyk altyd na die Here en jou hoop sal altyd hoog bly. Die laaste punt, en ek sluit hiermee af, is dat dit is belangrik dat ons geduldig bly. Hallo, dis nie iets wat die moderne, vinnige wêreld wil hê nie. Maar geduld is 'n koninkryksbeginsel en is so belangrik. Kyk wat sê hierdie skrif, hoe hoop en geduld hand aan hand werk. Romeine 8:24 en 25. Hy sê, for in this hope we will receive salvation. Hope that we will see Christ one day. Hope that because we believe in Him as our Savior that died on the cross,
one day when we die, we meet him in heaven. There's a hope of salvation. And this hope, even in our salvation, it will save us. And look at this. But if we hope for what we do not see yet, so you still trust in God, you're still in the process before you see the manifestation, look at this. What we do is, how do you allow hope to work while you do not see things? You wait for it patiently. Dis al. En die Bybel sê, hoop, koninkrykshoop sal jou nooit beskaam nie. So I want to encourage you, please hold on to hope. And thank you to every mom and every mother figure for the hope that you have shown, for the hope that you have carried, for the hope that you have shared with those around you. It is because of hopeful moms that we are here today and that it is well with us. Amen. En net soos rus vir elke ma gebid het, wil ek dieselfde doen. That we have to wait with expectance. We never let go of hope. Make sure that you never let go of hope. Hope will never disappoint. It will always work God's will in your life. Elke ma wat hier is vandag, mag die Here jou vul met meer hoop vandag. My gebed is, mag die Here jou lewe gebruik om net meer hoop te versprei elke dag met almal wat jy in aanraking kom. My gebed vir elke moeder vandag is, en ek vra die Here om jou te seën, om jou krag te gee, om jou wysheid te gee, om jou moed en hoop te gee, om alles altyd te doen en sê wat reg is. Ek vra die Here vandag om jou te beskerm, om vir jou te sorg en vir jou gesond te hou. May the Lord fill you with joy, your heart. May He fill your mind with peace as a mom, knowing that your efforts are never in vain in God. Great will be your reward when you stand before Him face to face one day. I pray that you will be loved and cared for as you love and care for those around you. We thank God for the tremendous gift called mothers. En ons eer U vanmôre daarvoor. So I will pray that the rest of this life, and I'll continue to pray, that every mom will truly see blessed in 2026. Amen.